Kom ons sluit die oë en word ons stil voor die Here. Die broers kan maar staan. Here, ons kom vanaand voor U troon en ons kom buig ons neer voor die oppergesag van Jesus Christus, die koning van die kerk, en onder die heerskappy van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom buig voor U, Here, en ons aanbid U, want U is die ware God, die enigste God, die lewende God. Die God wat gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Ons eer U as 'n God wat nie ver van ons verwyder is nie, maar wat in ons wêreld ingekom het deur die Seun Jesus Christus. Ons eer U as die een wat sy Gees vir ons gegee het, sodat ons nie weeskinders hier op aarde hoef te wees nie. Maar dat ons 'n trooster het wat ons herinner aan alles wat ons Here Jesus ons geleer het en wat ons lei in die waarheid, sodat ons hom kan volg. Dankie, o Vader, dat ons vanaand hier saam kan wees. Dankie dat U ons opgeroep het en dat U deur U Gees so kragtig in ons werk om opgebou te word deur U woord. En dankie, o Gees van God, dat U deur die woord met ons spreek, dat ons die stem van die Vader en van Christus kan hoor, wat U in ons harte bevestig. Dit is ons gebed, Here, dat wanneer ons ook vanaand oor hierdie onderwerp van tale en die tale wonder met mekaar saamgesels en 'n paar gedagtes deel, U ons altyd ook in verwondering sal hou oor ons eie taal. Dat ons in verwondering sal staan daaroor dat ons U woord in ons taal mag hoor, dat ons kan hoor hoe dat hulle oor die groot dade van God ook in Afrikaans praat, en sodat ons in Afrikaans kan uitroep, Halleluja, loof die Here, prys hom o my siel, en alles wat binne my is, sy heilige naam. Wil U dan met ons spreek, Here, wil U nou met ons wees, mag die genade, die barmhartigheid en die vrede van U, o Vader, en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van U Gees, by ons elkeen wees. Amen. Geliefdes, kom ons sing saam, ons sing nog 'n lied saam, Gesang 231, ons gaan die eerste en die tweede vers daarvan saam sing. Eer hom wat onder lofgesange 'n ontoeganklik lig bewoon, eer hom wat by gebedsverlange hom kennelik aan die mens vertoon. In vuurtong en in tale gee hy aan al sy Heilige Gees, dat in sy lig, sy helder strale, hulle nou die skrif nuut kan lees. Kom ons sing die eerste twee verse, Gesang 231.
Broers en susters, ons gaan vanaand kyk na die onderwerp spreek in tale. Wat moet ons verstaan onder spreek in tale? Wat is dalk verdraaide gedagtes rondom die hele idee van spreek in tale ensovoorts. So ons gaan eintlik na 'n hele klomp teksverse kyk en soos wat u waarskynlik nou kan dink, is daar 'n paar klassieke teksverse rondom die spreek in tale. Ek gaan maar een van hulle vir ons lees terwille van 'n skriflesing, omdat ons heelwat ook na die teks gaan verwys, maar u kan ook 'n merktekentjie inhou in u Bybels by 1 Korintiërs 12 tot 14. Ons gaan redelik verwys na teksgedeeltes daar ook. So vir die begin, kom ons lees saam Handelinge 2, verse 1 tot 13, die gedeelte waar die Heilige Gees uitgestort is. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Pater himon ho entois uranos. Akisteitu tu onamasu, elthetu hei basileiasu. Genetheitu to theleimasu hos en urano kai epigais. Broers en susters, dit sou nie baie gekos het van my om u vanaand te oortuig dat ek pas in 'n taal gespreek het nie. Inderdaad het ek in 'n taal gespreek. Ek neem aan, min van u dalk sal Dominee Pieter, as my uitspraak nie te krippel was nie, geweet het uit watter taal ek nou met u gepraat het. Dit was nie 'n vreemde taal nie, maar as u nie die taal ken nie, dan sou u waarskynlik gesê het, hierdie is dalk 'n voorbeeld van spreek in tale. Nie waar nie. Maar eintlik het ek maar net vir u die eerste gedeelte van die Onse Vader in Grieks voorgelees. Nou, u almal, of baie van u onthou vir Prof Frans van Staden wat hier predikant was, en hy het altyd vir ons die storieetjie vertel, en hy het min geglimlag, maar oor hierdie een het hy nog 'n glimlag op sy gesig gekry. Hy het vertel, nou, jy moet onthou, toe hy student was in die 1940s rond gewees. Hy sê in daardie jare was daar nie so baie charismatiese kerke soos wat ons vandag het nie, maar wat jy baie gekry het was tentgroep, ouens wat weer die tentpredikers. So hulle sou gekom het en tente kom opslaan het en dan het hulle herlewingsdienste gehad en dan het hulle nou hulle byeenkomste gehad en hulle het toe besluit, weet jy so net of jy die storie onthou nie, maar hulle het toe besluit hulle gaan een van die dienste gaan bywoon. En een van hulle
besluit hy ook, maar hy gaan die Onse Vader in Grieks uit sy kop uitleer. Hy gaan hom nou nie, ek het hom nou maar afgelees vanaand. Toe dit nou geleentheid is om in tale te spreek, toe staan hy op en hy begin die Onse Vader in Grieks op te sê. En toe hy klaar is, gaan sit hy en die dominee begin dit uit te lê. Maar dit wat die dominee of die pastoor uitlê is toe nou glad nie die Onse Vader nie. En hy ou staan hom op, hy sê, nee pastoor, jy die kat in die sterk weet, hierdie is eintlik maar net die Onse Vader. Nou ja, nodeloos om te sê, hulle was toe nou nie eintlik meer verder welkom by die diens nie. Broers en susters, rondom spreekentale, eintlik wil ek net sê, ons praat baie van charismatiese kerke, en eintlik sou mens meer korrek wees om te praat van pentakostalistiese kerke. Want eintlik in 'n sin is gereformeerde kerke ook charismatiese kerke. Want die woord charismata in Grieks beteken die geestesgawes, en ons is nie teen die geestesgawes nie, ons ontken dit nie, ons ontken nie dat dit in die kerk werksaam is en teenwoordig is ensovoorts nie, maar oor die aard en die voorkoms daarvan verskil ons waarskynlik van mekaar. En as 'n mens oor die spreekentale praat, dan is daar baie wanvoorstellings rondom spreekentale. Ek weet nie of u al ooit gehoor het hoe dit klink wanneer iemand uit so 'n geweldige, nou ek moet ook sê dis in party van daardie kerke baie erger as wat dit in ander is. Mens moet ook versigtig wees om nie almal oor dieselfde kam net te skeer en te sê dis hoe dit by almal van hulle gaan nie. Maar ek wil net vir u so kort videoetjie speel. Baie kort klip van Paula White. So net om vir u te sê, dis nou die geestelike raadgewer van Donald Trump. Sy dominee, as 'n mens dit so mag noem. Maar luister net saam met my en kyk maar net en dan sal jy 'n goeie idee kry. Mahanda rabosoko, mahanda akasata, reke yamanda raboko sokota, ronda yakande eke seke la mama manda rabakase, meta rabakande la babakaso, yala mananya no sakayato yakande, ya makato yabatadia city akano yakatara city power. Goed. Kom weer aan. Nee, dit is nou maar net 'n stukkie. Ek is nou nie weet nou nie of daar dan nou iemand was wat in die geval uitleg gegee het nie, maar as 'n mens gewoonlik die meer volledige video's hiervan gaan kyk, dan is daar nie iemand wat die goed uitlê nie. So ons weet, ons gaan nou 'n bietjie daar uitkom by die gedeeltes wat sê hoe moet ons dink en wat leer die Bybel ons as daar dan die gawe is, hoe moet ons dit hanteer binne die kerk? Goed, so as 'n mens met mense wat voorstanders is van die spreekentale gesels, dan moet ons ook onthou, dit is nie asof hulle hierdie goed uit hulle duime uitsuig nie. Dit is, hulle kom met baie sterk Bybelse argumente, en van die argumente wat hulle aanvoer, is dieselfde teksgedeeltes wat ons gebruik. Hulle haal ook Handelinge aan, maar die verskil sal wees, hulle sal Handelinge 2 vers 4 byvoorbeeld aanhaal. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En dan sal hulle dit verbind met 'n gedeelte soos Handelinge 19 vers 6 waar Paulus die evangelie in Efese verkondig. En as die Efesiërs dan tot bekering en geloof kom, dan lees ons en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En hulle sit hierdie twee verse bymekaar en hulle sal sê, maar dit is 'n bewys vir die spreek in tale, want kyk wat het hier gebeur, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe was daar spreek in tale. Toe die evangelie in Efese verkondig is, wat is een van die tekens van toe die Heilige Gees oor hulle gekom het? Hulle het gespreek in tale. En daarom sal hulle sê, een van die bewyse daarvan, dat jy werklik vervul is met die Heilige Gees, is jy moet in tale kan spreek. Nou, jy sal onthou, ek het Sondag aand gesê, dit is 'n teken daarvan dat die Heilige Gees in 'n mens is, maar dit is nie noodwendig 'n universele teken nie. Die vraag is dit iets wat is dit 'n kriteria wat ons moet gebruik om te sê, kan ek elke gelowige daaraan meet?
het elke gelowige wat die Heilige Gees het die vermoë om in tale te kan spreek. Nou, hulle tref ook onderskeid tussen twee forme van in tale spreek. Eerstens as 'n bewys daarvan dat jy gedoop is met die Heilige Gees. Nou, ek gaan nou nie baie ingaan oor die hele gedagte van om gedoop te wees met die Heilige Gees nie, maar dit gaan in kort kom dit daarop neer om die Heilige Gees in jou lewe te hê. Nou, as 'n bewys daarvan om gedoop te wees met die Heilige Gees, sê hulle, as jy dan in tale spreek, dan is dit baie meer privaat, persoonlik. Dit dien as 'n teken van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Dit beteken jy kan bid in 'n ander taal, en hulle gebruik 1 Korintiërs 14 as 'n bewys daarvoor om te sê, maar 'n mens kan ook bid. Dan sê hulle, maar dan onderskei hulle en sê daar's ook 'n besondere gawe van spreek in tale. So almal het hulle het 'n algemene vorm van spreek in tale en dan 'n besondere vorm van spreek in tale. Die besondere vorm van spreek in tale is nie aan almal gegee nie. Daardie besondere vorm van spreek in tale val ook weer in twee kategorieë uit. Een, om 'n boodskap in 'n ander taal te bring, miskien nou iets soos Paula White nou hier gedoen het. En dit benodig uitleg, so hulle sal sê as jy dan iewers in 'n gemeente opstaan en spreek omdat jy 'n boodskap van God ontvang het wat jy in die gemeente wil gee, dan moet daar iemand wees wat dit kan uitlê en dan saam met dit ook die gebedstaal wat tot opbou is van die individu. So as jy nou oopmaak by 1 Korintiërs 14 en ons gaan so 'n bietjie daar rondblaai en rondlees ook vanaand, dan sal jy sien Paulus skryf daaroor in vers 4 en hy sê, hy wat in 'n taal spreek stig homself, maar hy wat profeteer stig die gemeente. Nou, dis 'n vraag hier of Paulus dit in vers 4 sê as 'n regverdiging om in 'n taal te kan bid. Probeer hy sê dit is moontlik om in 'n vreemde taal te bid. Daar is persone, en iemand soos John MacArthur byvoorbeeld, lê vers 4 uit en hy sê Paulus is sarkasties in hierdie vers. Want sy hele betoog is eintlik met die Korintiërs, sê julle verstaan die gawes verkeerd. Julle gebruik die gawes om goed te lyk tussen mekaar, om te dink jy is van 'n beter klas, jy's 'n beter soort gelowige as wat 'n ander ou is, jy's 'n belangriker gelowige as wat iemand anders is, want jy het hierdie gawe en nie daai gawe nie, en hierdie gawe en nie daai gawe nie, en daarom is jy op 'n hoër vlak, 'n hoër geestelike vlak. En dan bespreek hy met hulle en sê, maar wat is die doel van die gawes van die Gees? Hoekom het die Here besondere gawes van die Gees gegee? Hy sê dit is om die gemeente op te bou. Dit moet wees tot stigting. Hy sê, en hoe stig jy ander as jy bid in die Gees? Jy stig net jouself. So hy sarkasties met hulle, sê John MacArthur. In 1 Korintiërs 12 tot 14 gebruik hierdie groepe natuurlik ook as 'n sterk bewys, nee, in hoofstuk 12 kry ons dat daar 'n hele klomp van die gawes genoem word, dan word daar gepraat oor die eenheid van die liggaam, dan kry ons 1 Korintiërs 13, uit 1 Korintiërs 13 uit gaan ek nou vir 'n paar dinge wys, en dan 14 waar dit spesifiek gaan oor die sprekende tale en waar Paulus dan argumenteer en sê, weet jy wat, as jy dan 'n gawe wil najag, dan is die gawe van profesie beter een om te hê, want dan ten minste verkondig jy die woord, dit stig almal, dit bou almal in die gemeente op. So hulle argumenteer en sê, Paulus in hierdie 3 hoofstukke verbied nie die gawes van die Gees nie, maar hy reguleer dit wel. Daarmee kan ons saamstem, Paulus verbied dit nie, maar hy reguleer dit wel. So, wat bedoel hulle, wat verstaan hulle onder spreek in tale? Nou daarvoor kan jy saam met my blaai na 1 Korintiërs 13 vers 1. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. So hulle maak die afleiding uit hierdie vers uit 1 Korintiërs 13 vers 1, dat om in tale te spreek een of ander vorm van 'n engeletaal is, want Paulus praat hier en hy sê,
al sou ek die tale van mense en engele spreek, maar ek het nie die liefde nie. So, hulle gaan van die veronderstelling uit, dit is moontlik om die tale van mense te praat, en om die tale van engele te kan spreek. Ons gaan later weer terugkom na hierdie vers toe. Hulle glo dat sprekende tale, soos ek gesê het, mense anders laat bid, en meer 'n intieme geestelike verhouding met God tot gevolg het. Party groepe gaan so ver, en ek het dit nou die aand ook genoem, om mense te leer om in tale te kan spreek. Hulle skryf sonndagskoolboekies, verbondsonderrig boekies vir die kinders. Hulle bied seminare aan oor hoe om dit te doen. John MacArthur skryf in sy boek, as jy 'n baie goeie boek soek om te lees daaroor, is al 'n ou boek, maar is regtig die moeite werd om dit te lees, die boek Charismatic Chaos. Gaan hy heel in op hierdie fenomeen, en hy baie goeie voorbeelde, eerstehandse voorbeelde, en hy haal daaraan 2 predikers uit daardie kringe uit, Charles Hunter en sy vrou Francis, hoe hulle die mense na hulle byeenkomste laat kom met hulle en hulle dan leer om in tale te spreek. En as jy nou volgens hulle in die gees bid, dan moet jy nie dink aan wat jy sê nie. Hulle sê, just trust God, but make the sounds when I tell you to. So vertrou God, maar maak die geluide as ek vir jou sê om dit te maak. Dan gaan hy verder en hy sê vir die mense dat as hy vir hulle sê, dan moet hulle begin om net die Here lief te hê en om te prys deur 'n klomp verskillende klanke te spreek. Maar hulle moet maar in die begin die klanke vinnig op mekaar maak, sodat hulle verstand nie dalk dink hulle is besig met een of ander natuurlike taal nie. Dit bring ons by die vraag, hoe moet ons oor hierdie goed dink? Hoe moet ons antwoord op dit? Hoe moet ons dit verstaan? Broers en susters, die eerste ding wat ek wil uitlig en wat ons moet verstaan is dat die tale wat gepraat is, was nie 'n hemelse brabbeltaal gewees nie. Of 'n engeletaal gewees nie. Dit was gesproke tale gewees. En een van die plekke waar die argument vir sprekende tale baie vinnig platval is juis uit Handelinge 2 uit, by die uitstorting van die Heilige Gees. Want as jy net op vers 4 fokus en sê, toe die Gees oor hulle gekom het, het hulle in tale begin spreek, maar jy ignoreer die res van die gedeelte, dan is jy oneerlik. Handelinge 2, dink ek, is daar geen onduidelikheid oor dat dit verstaanbare tale is nie. Die verskillende taalgroepe word selfs vir ons genoem, wat elkeen gehoor het hoe dit in hulle eie taal gespreek is. Die Griekse woord glossa, wat gebruik word deur Paulus om na tale te verwys, is dieselfde woord wat verwys na gewone, aardse of menslik gesproke tale. Maar nou gebruik hulle hierdie teks, en dan verbind hulle dit aan ander tekste, en dan ewe skielik is dit nie meer gewone tale wat almal, of wat mense hier op aarde praat, maar wat almal net nie verstaan nie. Ewe skielik is dit nou 'n hemelse taal. Nou 1 Korintiërs 13 word dan gebruik as interpretasiemiddel vir Handelinge 2. Al sou ek ook die tale van mense en engele praat, maar luister wat Paulus is besig eintlik om die negatiewe in 'n sekere sin te stel. As hy sê, al sou ek ook, dan beteken dit nie dit kan gedoen word. Hy sê, as dit enigstens moontlik was om dit te doen, maar ek het nie die liefde nie. Hy sê nie dit kan gedoen word nie. Hy veronderstel maar net. Hy stel maar net 'n hipotese. As dit so sou wees, as dit kon, maar ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En interessant genoeg, as 'n mens gaan lees in die Bybel, en gaan doen maar 'n bietjie die moeite, nêrens in die Bybel waar engele verskyn, praat hulle 'n ander taal as wat die mense praat. Engele praat altyd die taal wat die mense praat. Mag wees dat hulle eie taal het, maar ten minste as hulle hier op aarde is, en dit wat ons van hulle lees, dit wat vir ons opgeteken is dat hulle kommunikeer op 'n manier wat vir ons verstaanbaar is. So, my vraag is altyd oor dit, as
hierdie charismatiese groepe dan reg is om te sê dat daar iets soos 'n engeletaal is, en God se kinders het die Gees, en die Gees laat jou in tale praat en laat jou tale verstaan, hoekom laat die Here dan sy engele in mensetale praat? Hoekom laat hy hulle nie dan in engeletale praat nie? Want die mense is mos nou veronderstel om dit te kan verstaan. Hulle het mos nou die Gees ontvang. Hulle behoort dit te kan dekodeer en te kan ontleed en te kan begryp wat vir hulle gesê word. Maar daar word nie in vreemde tale met hulle gepraat nie. God het natuurlik ook 'n bepaalde doel gehad met die gawe van sprekende tale. Eerstens het hy daardeur vir die mense laat besef dat daar iets anders besig was om onder hulle te gebeur. Iets bonatuurlik. En ons kom dit agter uit Handelinge 2 uit wat ons gelees het. Die mense was verstom geweest. Hulle het gewonder wat hier aangaan. Hulle het verklaringe hiervoor probeer gee. Party het gesê hulle is vol soetwyn. Want hulle het besef, dit wat hulle hoor, dit wat hulle beleef, is nie natuurlik nie. Aan die tweede plek, en dit was seker die belangrikste rede waarom hierdie gawe toegegee is, het dit vir die mense gewys dat die evangelie nie net vir die Jode was nie, maar vir mense uit elke volk en taal en stam en nasie. So die Here het deur die tale wonder iets bevestig daarvan dat die grense wat deur die ou verbond in 'n sekere sin daar was, deurgebreek is, sodat die evangelie toeganklik was vir elkeen uit elke volk en taal en stam en nasie. En derdens was dit natuurlik ook 'n bevestiging van die egtheid van die evangelie, want die skrifte het in vervulling gegaan. Joël 2 vers, ek dink is 28, 29, wat sê in daardie dae sal die jong mense gesigte sien en daar sal in tale gespreek word ensovoorts. En hier gebeur dit. So die volk kry bevestiging. Dit was die Here se doel gewees daarmee. Dit was natuurlik ook 'n middel gewees wat gebruik is om te sorg vir die verspreiding van die evangelie. As 'n mens in hoofstuk 14 van 1 Korintiërs lees, dan sien 'n mens dat Paulus op 'n stadium sê, ek praat meer tale as enige een van julle. En ons verstaan dit, want Paulus het baie op reis gegaan. Paulus het oralster in baie wêrelddele het hy die evangelie gaan verkondig, en 'n mens kan dink dat die Heilige Gees hom bemagtig het en aan hom die gawe gegee het om in tale te kan spreek. Dis ook waarom die mense wat saam met Kornelius tot bekering gekom het, begin het om in tale te spreek, en die mense in Efese, want hulle almal was uit heidense agtergrond, en daarom het dit vir hulle as 'n teken gedien dat hulle ook nou deel het aan die liggaam van Jesus Christus, want hulle dieselfde Gees ontvang as die een wat op Pinksterdag uitgestort is. Die gawe aan die heidende was om die Jode ook te beskaam. Lees saam met my 1 Korintiërs 14, vers 21 en 22. Die tale is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges, hoor. Teken vir die ongelowiges, dat hulle dus met ander woorde ingesluit is. Die profesie egter is nie vir die ongelowiges nie, maar vir die gelowiges. As die hele gemeente dan saam vergader het en hulle sou almal in tale spreek en daar kom onkundiges of ongelowiges. Ekskuus, ek lees nou vers, wat het ek gesê? Vers 21 en 22. In die wet is geskrywe, ek sal deur mense van ander tale en deur ander lippe tot hierdie volk spreek. En ook sal hulle na my nie luister nie, sê die Here. So in 'n sekere sin is die tale wonder 'n aanklag ook teen die Jode, wat nie Christus se verlossingswerk wou aanvaar nie. Die tale, sê Paulus, is dus 'n teken nie vir die gelowiges nie, maar vir die ongelowiges, vir hulle wat nie die evangelie wil aanvaar nie. Dis 'n teken. Hoekom is dit 'n teken? Want dit is 'n vervulling van die profesie van Joël. Dit wat die Here gesê het gaan gebeur. Nou, jy sal onthou wat ek Sondag aand toe ook verduidelik het oor wat in Korinthe gebeur het. Korinthe was 'n uiteenlopende stad gewees. Die gemeente het ook uit mense uit baie verskillende agtergronde uit bestaan, maar ek gaan dit maar net weer verduidelik.
miskien was iemand nou nie Sondag aand hier nie. Wat in Korinthe gebeur het, dit was baie keer meeste van daardie gelowiges het uit die heidendom uit tot bekering gekom. Met ander woorde, hulle was nie Jode toe hulle tot bekering gekom het nie, hulle was Romeine of Grieke of Parters of Meders, Perse. Hulle het as heidene sekere ervarings gehad. En as heidene het hulle te doen gehad met geeste, en wanneer hulle met bose geeste te doen gehad het, en daardie geeste het oor hulle vaardig geword, dan was een van die gevolge daarvan dat hulle in een of ander brabbeltaal begin praat het, onsamehangend begin praat het. Nou kom hulle tot bekering, nou hoor hulle van iets van soos die gawes van die Gees, en een van die gawes van die Gees is spreek in tale, en dadelik verbind hulle dit met die ervaring wat hulle gehad het toe hulle nog heidene was. En nou maak hulle dit die kenmerk vir spreek in tale. En dit het natuurlik tot hoogmoed gelei in die gemeente. Daar was sekere van die gawes wat beskou is as belangriker as ander, en as jy hulle gehad het, dan was jy op 'n hoër vlak gewees. So net vertel vir my nou die aand van iemand wat by haar kom, 'n student, en sê een van haar medestudente kom eendag by haar en sê sy hoor sy's 'n Christen. En sy sê toe ja, sy is 'n Christen, en die meisietjie vra toe vir haar, so op watter vlak is jy? Sy sê, wat bedoel jy? Sy sê, kan jy al in tale spreek byvoorbeeld? So verstaan, so dadelik is daar's nog steeds hierdie ding van daar's bepaalde vlakke. Daar's sekere Christene wat sekere gawes het, en as jy by sekere gawes uitkom, dan is jy op 'n ander vlak as iemand anders. Nou, ek wil graag vir u vat na 1 Korintiërs 12 vers 31 toe. As u maak oop in die Bybels, maar as u dalk die 2020 vertaling hier het, ek gaan dit vir u voorlees. Interessant genoeg, Prof Gerrit Smit, een van ons profs, het Korinthe vertaal in die 2020 vertaling, dis sy handewerk. Maar kom ons lees gou vers 31. Daar skryf Paulus en hy sê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Ek het lank al, wanneer ek met die Grieks worstel, my Grieks is regtig nie so goed soos Prof Gerrit se nie, maar ek het lank al gedink, hierdie versie is nie baie goed vertaal in Afrikaans nie. Want dit skep die idee dat Paulus eintlik die gemeente aanmoedig om hulle te beywer om sekere gawes te hê. Dit klink tog so, nee? Maar beywer julle, dit klink of hy 'n opdrag gee, beywer julle met die oog op die beste gawes, en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Maar as jy nou die 2020 vertaling het, ek lees hom vir u. Want na my mening is dit 'n meer korrekte vertaling van die Grieks. Julle lê julle toe op die belangrikste genadegawes. Of as ons nou die ou vertaling se woorde kan gebruik, dan sou ons kon sê, maar julle beywer julle met die oog op die beste gawes. Daar korte julle. Die 2020 vertaling is meer korrek hier. Julle lê julle toe op die belangrikste genadegawes, maar ek wys julle wat die heel beste weg is. So, Paulus is eintlik nie so positief in vers 31 soos wat dit op die oog af lyk in die ou vertaling nie. Hy's eintlik nog steeds besig om hulle reg te wys. Want hy sê vir hulle, dis wat julle doen, maar julle het nie liefde nie. Want dis waarna toe hy oorgaan in 1 Korintiërs 13. Hy sê, as julle liefde gehad het, eers vir God, en dan ook vir jou naaste, dan sou hoogmoed nie julle motivering gewees het oor julle nadenke oor die gawes nie. Maar nou het julle dit, julle kort dit. Hy sê, en al sou julle dan nou ook al die tale praat, wat selfs in die hemele gepraat kan word, maar julle het nie die liefde nie. Hy sê, dan is julle soos 'n klinkende simbaal, dit sou geen betekenis gehad het nie. 1 Korintiërs 14 se bedoeling is ook bekende tale. Ek wil graag vat na vers 10 toe van 1 Korintiërs 14. Sê Paulus, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld,
en geen een daarvan is sonder klank nie. So, hy praat in hierdie gedeelte met hulle oor die gebruik van tale, en as dit nou in 'n gemeentelike opset is, of 'n erediens konteks is, en iemand praat in tale en sovoorts, dis waaroor hy met hulle praat, maar hoor hoe verwys hy na die tale in vers 10, hy sê, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld. Dit is tog voor die hand liggend, dat as hy dus oor tale praat, dis wat hy in gedagte het, daar is hoeveel soorte tale in die wêreld, as hy iets anders in gedagte gehad het, dan sou hy dit tog hier genoem het, dan sou hy nie net gepraat het, asof die tale waarvan hy praat, net een van die tale van die wêreld is nie. Die doel van die gawe, skryf hy in hoofstuk 14 ook spesifiek om in tale te spreek, is om die gemeente op te bou. Dit moet tot stigting dien, en hy gebruik dan die voorbeeld, en hy sê, wat gaan jy maak as jy hier as gemeente bymekaar is, en hier staan een van julle op, en hy spreek in tale, maar hier kom 'n vreemdeling in, en hy verstaan nie wat hier aangaan nie, wat gaan hy dink gaan hier aan, hy sê dit gaan chaos wees. Hy sê dan ook in vers 40, God is 'n God van orde. As daar hierdie verskynsel is, dan behoort dit ordelik te gebeur. Wat se ordelikheid behoort daar te wees? Daar behoort ook uitleg van die tale te wees. Die Bybel maak dit ook natuurlik vir ons duidelik dat iets soos die spreek in tale nie 'n algemene gawe is nie, soos wat baie van hierdie groepe maak asof dit is. 1 Korintiërs 12 vers 30, ons bly maar weer so 'n bietjie terug. Vers 30 sê, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale. Dis 'n retoriese vraag. 'n Retoriese vraag beteken, ons weet eintlik wat die antwoord is. Ek hoef nie vir jou die antwoord te gee nie. Spreek almal in tale? Die antwoord is nee. So dit is beslis nie 'n gawe wat almal het nie. En daarom kan dit nie as 'n universele kriteria gebruik word om te bepaal of iemand die Heilige Gees het of nie. Dit kan een van die kenmerke wees, maar dit is nie 'n kenmerk wat ons by almal sal kry nie. In Handelinge 8 byvoorbeeld, is dit interessant dat daar 'n groep is, die Samaritane, wat die Gees ontvang, maar tale word nie genoem as een van die dinge wat die gevolg was daarvan toe hulle die Gees ontvang het nie. So ons lees in Efese, toe die evangelie in Efese verkondig is, en by Kornelius, toe was daar ook spreek in tale gewees. Hoekom noem ek dit? Want hierdie ouens sal dit gebruik as 'n patroon en sê, daar's 'n patroon. Elke keer wanneer die Heilige Gees uitgestort is, dan was daar spreek in tale gewees. Ons lees dit in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees. Ons lees dit wanneer Kornelius hulle tot bekering kom. Ons lees dit wanneer die Efesiërs tot bekering kom. Hulle probeer 'n patroon aantoon, maar ek probeer nou vir u sê, die patroon word gebreek in Handelinge 8. Want die Samaritane ontvang ook die Gees, maar ons lees nie dat hulle in tale gespreek het nie. As dit 'n patroon was, as dit iets was wat soos 'n refrein was, wat elke keer bevestig, sou dit tog daar gestaan het, dat dit gebeur het, nie waar nie. Die teken vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees is dit wat ons Sondag aand ook bespreek het, 1 Korintiërs 12 vers 3. Bely jy dat Jesus Christus die Here is of nie? Wys jou dade dat jou belydenis reg is. Studies dui ook aan dat moderne tale nie die Bybelse gawe weerspieël nie. Want daar is, jy het nou gehoor, toe ons na hierdie voorbeeld gekyk het, dit klink net na 'n klomp klanke wat oor en oor herhaal word, en as jy dit mooi gaan ontleed, en jy speel dit 'n bietjie stadiger, dan hoor jy, dis baie keer dieselfde tipe goed wat gesê word. In party gevalle wat ek gekry het van Kenneth Copeland, een van die baie groot charismatiese figure, as u nou God TV of so iets kyk, dan sal u die God Kenneth Copeland daarop sien. As hy in tale spreek, dan is daar ouens wat gegaan het, en dan sit hulle daai spreek in tale van hom deur kunsmatige intelligensie, wat dan hierdie onderskrifte genereer, en dan genereer hy Engels. Sekere goed wat hy sê dit net op 'n manier dat dit nie so klink nie. Die vraag is, hoe moet ons daaroor dink? Is daar nog iets so spreek in tale? Praat mense nog in tale? Is die gawe nog iets wat ons kry? Onder gereformeerdes is daar 2 basiese standpunte. Die een is wat ons noem streepteologie. Dit beteken
mense sê, tot op 'n sekere punt was daar hierdie besondere gawes van die Gees, van toe en ons kan glimlag daaroor, maar daar's 'n rede hoekom dit so gesê word, en daar's goeie redenasies daarvoor. Maar daar word gesê daar was 'n tyd toe die evangelie nog nie klaar op skrif gestel was nie, en dat God dus deur die besondere gawes van die Gees gewerk het om die werklikheid van die evangelie te bevestig, die waarheid daarvan te bevestig en die verkondiging daarvan te vergemaklik. En dan sal hulle byvoorbeeld 'n gedeelte soos Hebreërs 1 dan aanhaal. Ons lees in Hebreërs 1 waar die skrywer, waarskynlik Paulus, skryf nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. En wanneer die Seun se woorde op skrif gestel is, redeneer hulle en sê, nou is die besondere gawes nie meer nodig nie. Hulle sal ook 'n teksgedeelte soos 1 Korintiërs 13 vers 8 gebruik. Ons ken dit, die liefde vergaan nimmer meer nie, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou. Of kennis, dit sal tot niet gaan, maar spesifiek of tale, hulle sal ophou. So, die voorstanders van wat streepteoloë is, hulle sê, God het iewers 'n streep getrek, waar hy gesê, tot hiertoe gebruik ek die besondere gawes, hiervanaf verder is dit nie meer nodig nie, want mense het my woord. Die meeste, interessant genoeg, die meeste kerkvaders, omtrent almal van hulle, was streepteoloë gewees. En het gesê, en onthou nou, van hulle het baie kort na die tyd van Christus geleef. Ek praat van 100, 200, 300 jaar na Christus. So hulle is waarskynlik in 'n beter posisie gewees om 'n uitspraak te lewer daaroor as ons. Die meeste van die hervormers, soos Calvin en Luther, was streepteoloë gewees. Dit was ook die heersende standpunt gewees reg deur die kerkgeskiedenis tot met die aanvang van die moderne charismatiese bewegings in die vroeë 1900s. Daar was bitter min groepe gewees, die Montaniste en so is een van die groepe wat iets van die geestesgawes gemaak het. Maar die hele Pentekostalistiese beweging het eintlik eers hier van die 1900s regtig begin om sterk na vore te tree. Maar dan is daar ook heelwat gereformeerdes wat glo dat die gawe steeds kan voorkom. Natuurlik met 'n groot mate van reservering en met baie sterk Bybelse kriteria wat hulle en voorboude wat hulle het vir wanneer ons die gawe moet identifiseer, sodat ons nie begin links en regs om elkeen wat in 'n snaakse brabbeltaal praat te klassifiseer as is iemand wat in tale spreek nie. Hulle sal wel sê tale is nie 'n algemene gawe nie, so ouens wat voorstanders is vir die voortgang van die gawe, sê nog steeds 1 Korintiërs 12 vers 30, nie almal kan dit doen nie. So hulle identifiseer dit as 'n gawe wat God vir party mense onder sekere unieke omstandighede gee. Waar dit beoefen word, behoort dit ordelik te wees, dit behoort uitgelê te kan word. Dit behoort ook, daar is ook onder hulle twee groepe. Daar is een groep wat sê dit is gewone tale, wat gepraat word, maar wat almal net nie verstaan nie, soos iemand wat nou hier opstaan en begin Russies praat, en niemand van ons kan dit verstaan nie, maar daar is ook groepe van hulle wat sê dit is nie bekende tale nie, onder gereformeerdes. Ek noem dit maar net terwille van volledigheid. Ek wil wel vir u 'n voorbeeld noem uit ons eie geleedere van waar iemand beleef het dat die Here aan hulle 'n gawe gegee het om in tale te kan spreek. Ons het 'n dominee gehad in die AP Kerk, dominee Louis Wheat. Ek weet nie wie van u onthou hom nie. Nou voordat hy
predikant gestudeer het om predikant te word, was hy eers 'n onderwyser gewees en toe het hy sendingwerk gaan doen in Namibië en hy het onder die Himbas en die Hereros gewerk. En hy het 'n hele artikel ook daaroor geskryf in die Boodskapper, so 'n paar jaar terug, toe hy nog geleef het, het ek hom gevra om bietjie iets daaroor te skryf, waarin hy vertel het hoe hy die hele ding van die gawe van die Gees om in tale te kan spreek beleef het. Hy sê, want hulle dag kom, en hy en sy vrou het nie die taal geken nie. En hoe hy die tale wonder beleef het, was nie dat hy ewe skielik net die taal kon praat nie. Hy sê maar, hulle kon die taal binne iets soos 3 weke aanleer, sodat hulle hom kon verstaan en kon praat in die dialek wat die mense dit gedoen het. So, hy het dit beleef as 'n vermoë om besonders vinnig 'n ander taal aan te leer. Daar is ook gedokumenteerde gevalle waar mense sal sê dat hulle het onder stamme gaan werk en die Here het vir hulle gawe gegee om in daardie tyd te kan op 'n manier in hulle taal te kan spreek sodat hulle die evangelie aan hulle kan verkondig. Maar die ou voorstanders van die voortsetting van die gawe sê dat die tekens nooit bo die evangelie gestel moet word nie. Aan die ander woorde, dat dit kan lei tot 'n vorm van hoogmoed nie. So hulle is nog steeds baie versigtig, waarsku dat dit uiteindelik nie iets moet raak wat Christene onderskei en mekaar in groepe laat verdeel, asof party nou belangriker Christene is as ander, omdat hulle sekere van die gawes gekry het. Broers en susters, ek het probeer om so volledig as moontlik te wees oor die spreek en gawes. Ek gaan hier amen sê, en as daar vrae is, Henry het gesê, hulle gaan vanaand sommer met die mikrofoon 'n bietjie rondloop, so steek net jou hand op, hulle gaan 'n mikrofoon vir julle bring, terwille van die opname, dan kan julle sommer die vraag in die mikrofoon, en oor die luidsprekers, hy gaan oor die luidsprekers wees, nee Clifford, dan kan almal sommer mooi hoor wat 'n vraag daar is. So steek maar net hand op as daar 'n vraag is, of 'n bydrae van enige iemand af. Ek het julle toegespreek. Kyk as hy onderaan. Goed. Dominee, my vraag is, Dominee het nou voorbeelde genoem van opregte taalsprekery, as ek dit so kan noem, en mense wat in tale praat, maar hulle is eintlik besig om te laster. Hoe kan ek as gewone Christen die onderskeid tref? Wel, ek dink een van die maklike kriteria's om te gebruik is, daar moet uitleg wees. En die uitleg moet ook nie, dis ook belangrik, moet nie deur dieselfde persoon gedoen word nie. Hoekom nie? Want as dieselfde persoon dit doen, dan kan hy jou rad voor die oë draai. Die uitleg moet gedoen word deur iemand anders in die gemeente, want daar's 2 gawes. Daar's die gawe van sprekende tale, sê 1 Korintiërs 12, en ook die gawe om tale te kan uitlê. So die persoon moet dit ook, dan moet iemand anders ter wees wat dit kan uitlê, en dan sou ek ook daarby sê, dit moet 'n bekende taal wees, wat dalk net nie vir jou bekend is nie. So dit moet een van die tale van die wêreld wees, wat iewerster gepraat word in die wêreld, maar wat ons dalk net nie noodwendig ken nie. Daar by Fransel. So, dit is nie eintlik 'n vraag nie, dit is eintlik net iets wat met my gebeur het. So ek is 'n eiendomsagent en ek kry te doen met verskriklik baie mense. En so het ek met so 22-jarige, sy was 'n huurder by my, en ons sit toe, want ons moet wag vir 'n plammer, en ek en sy praat vir 2 ure oor die Here. En sy sê toe vir my, sy is onlangs, het sy tot bekering gekom, maar sy het nou nog nie haar taal gekry nie. En sy is so jaloers op haar kerel, want hy het al sy taal gekry op 7. En ek sê toe vir haar, okay, maar vertel my gou 'n bietjie meer van hierdie taal. Sy sê, nee, dis 'n taal wat net sy en die Here met mekaar praat. So dit is hulle, soos hulle taal. Niemand anders kan dit verstaan nie, dit is absoluut net hulle taal. En ek het haar so in diepte daaroor gevra, maar ek het so hierdie hinkering in haar gesien, want presies nou, soos wat Dominee gesê het, in sekere vlakke word dit gesien as, jy is 'n Christen as jy dit bereik, en sy sê vir my, sy wens die Here kan na haar toe kom,
en haar taal vir haar wys, maar sy oefen dit so lank. En hierdie was iemand wat nou 22-jarige ouderdom, sy's jonk en dit is sy dink sy moet dit kry. En dit was vir my baie interessant. Ja, ek wil net daarop reageer en sê, ek dink, en ek vra verskoning as dit ook vanaand gebeur het, maar mens is geneig om bietjie neerhalend te wees hieroor. Nie almal wat met hierdie goed te doen het, soos ek dink daardie meisie, is onopreg in hulle Christendom nie. Hulle dink dit is wat moet gebeur. As jy 'n Christen is dit wat met jou moet gebeur. So ons moet ook in liefde teregwys en vanuit die skrif uit aantoon waar mense dinge verkeerd verstaan. So ek wil dit maar net ook noem. Pieter, ek dink jy het ook jou hand opgehaal. Is ek reg? Dankie Dominee vir 'n goeie uiteensetting. Dit help beslis baie en dit is sinvol. Ek wil maar net eintlik bietjie aansluit by die gesprek van gister. Ek wil net eerstens sê ook vir die gemeente, ek en Dominee Skalk het toe na die tyd gaan gesels, ek het hom verkeerd verstaan. Ons verskil nie oor die onderwerp van of die kwessie van die heilsorde 'n saligmakende kwessie kan wees nie. Maar ek het 'n aanvoeling dat hier is kan mense 'n soortgelyke opmerking dalk maak en ek wil maar hoor wat oom daarvan dink. Waar dit is ook nie eintlik veronderstel soos ons nou hoor, jy kan 'n opregte Christen kry wat hierdie oortuiging het, ek moet nog 'n taal ontvang. Maar dit kom my voor asof jy wel mense kan kry vir wie dit so erg, so 'n groot ding word dat later is die bewys van my Christenskap is nie glo ek nie, maar spreek ek in een of ander taal. En so die vraag gaan maar meer daaroor, kom dit ergens op 'n punt waar dit vir iemand so belangrik word, veral in meer soos oom het nou genoem van Kenneth Copeland en sulke manne waar jy later begin wonder, hoorie, is hierdie mense dalk so ver dat hulle amper nie meer geïdentifiseer kan word as Christene. So dit gaan maar daaroor, is dit 'n interne gesprek, alles net onder Christene, of is daar 'n punt waar ons regtig in nederigheid na van hierdie fenomene moet kyk en sê, ek dink nie meer hierdie kan onder die dekmantel van die Christelike geloof val nie. Ja, ek sê dit ook met groot versigtigheid, maar as 'n mens regtig na party van hierdie ouens kyk, dan wonder ek regtig aanbid ons dieselfde Here. En in hulle kerke mag daar dalk mense wees wat opreg is en wat net meegevoer is deur dit wat daar gebeur. Dit is vir my baie moeilike saak baie keer. Ek weet die oordeel is nie ons nie, dit is die Here wat uiteindelik oordeel. Vir my is die krisis van hierdie hele saak is dat jy kry uiteindelik veroorsaak dit 'n geweldige vertwyfeling by baie gelowiges. Daai meisie nou byvoorbeeld. As sy nou nooit die gawe van die Gees kry nie, gaan sy naderhand oortuig wees sy het die Gees. Sy gaan die hele tyd wonder, het ek nou die Gees? Want almal sê vir my as ek die Gees het, moet ek in 'n taal kan praat. Ek kan nie in 'n taal praat nie. Hoe moet ek dit doen? Ek oefen nou, maar die Gees wil nou nie oor my kom nie. So het ek die Gees en as ek nie die Gees het nie, is ek dan regtig 'n Christen. En as ek nie regtig 'n Christen is nie, is ek regtig gered. En uiteindelik sit jy met geweldige vertwyfeling. Ek wil julle aanmoedig om bietjie, as julle verder wil gaan lees of gaan kyk 'n bietjie na iemand soos Costi Hinn. Benny Hinn is een van die groot charismatiese predikers in Amerika en groot voorstander van al hierdie dinge wat ons nou genoem het, maar sy seun, Costi, het tot bekering gekom. Hy is 'n gereformeerde gelowige in Amerika en gaan lees 'n bietjie sy getuienis en daar's baie sulke getuienisse. Ek het in een van die aanbiedings wat ek al ander keer gedoen het oor die spreekentale het ek enetjie gekry waar die persoon sê hoe hy in 'n kerk was en hulle het hom in 'n kamer toegemaak en gesê as jy in tale kan spreek dan kan jy uitkom. Hy sê toe het dit nou maar naderhand nagemaak want dis die manier gewees hoe hy toe nou daar kon uitkom en almal kon oortuig dat hy so fake it till you make it in 'n sekere sin. En daar's baie sulke getuienisse van ouens wat deel van daardie groepe was en tot inkeer gekom het en wat dan sê maar hierdie goed is nie
is nie eg nie, is nie opreg nie. Hierso voor. Ek het baie keer saam met my pa gegaan wat tussen die Spaanse gemeentes gaan preek het. En hulle was baie meer meelewend in gesang en gebed en goeders in. As die dominee gepreek het, sou hulle kort amen gesê het of iemand sou hier langs jou ook gebid het. Daarmee het ek nie 'n probleem gehad nie. Hulle was meer ek weet nie, hulle het saam met dit was nog steeds 'n tipe van 'n orde, maar toe ek 19 jaar oud was, is ek op 'n jeugkamp gewees waar ek as leier saamgegaan het vanuit ons gemeente uit na amper soos 'n kinders van die ligkamp, maar dit is ook Spaanse kinders wat uit arm omstandighede kom. En die een aand het daar 'n dominee gekom en hy het eerstens in sy preek die hele tyd net geskree. En toe dit na die tyd toe roep hy nou op tot bekering. En almal moet nou omval van die Heilige Gees. En daar het ook begin in tale praat paar mense. Ek het uitgeloop want ek het gevoel dis nie meer orde van die Here nie. En maar vir my wat ek wou sê, ek dink partykeer is dit 'n opsweepery ook, hierdie praat in tale. Nee, dit is definitief so en ek daar selfs al studies daaroor gedoen oor die effek van emosionele manipulasie en wat is die groot woorde om op die siege in te werk en hoe dit 'n effek het en massa manipulasie in 'n sekere sin. So hierdie ouens is baie goed in daardie tegnieke en om dit te gebruik. En as jy ook iemand soos Justin Peters se goed gaan kyk, gaan soek maar bietjie na sy goed. Justin Peters, hy doen nogal baie moeite en interessant van sy storie is Justin Peters is cerebraal gestremd. En hy was aangetrek na hierdie ouens toe want hy wou gesond word. Maar hulle wou net nooit vir hom bid nie. Hulle het altyd vir al die ander gebid, maar nooit vir hom nie. Dis asof hulle sulke draaie om hom geloop het en hy het toe agtergekom maar hulle vermy hom en want hulle kan nie dit gaan 'n baie as daar genesing is, dan sal dit baie sigbaar en baie voor die hand liggend wees dat dit gebeur het. En dit het toe nou nie gebeur nie. So ja, kan maar net sê dit is wat gebeur. Weer eens, ek wil nie almal oor dieselfde kam skeer nie. Ek wil ook nie sê dat want baie keer sal hulle vir jou vra, maar glo jy dan nie God is almagtig genoeg om dit te laat gebeur nie? Nee, ek sê nie dit nie. Ek sê net dit wat die Here aan ons bekend maak oor hierdie dinge, laat dit vir my nie lyk asof dit die manier is hoe hy werk nie. Hy kan dit doen, hy kan enigiets doen wat hy wil doen. Hy kan my nou hier in 'n ander taal laat praat as hy wil. Maar die vraag is of dit die patroon is wat ons sien in die Bybel. En ek dink die bewyse is baie meer daarteen as wat dit daarvoor is. Ek dink jy moet baie meer bokspronge maak om in jou eksegese om die skrif op 'n manier te manipuleer en uit te lê om jou standpunte rondom dit te regverdig. So ek is maar versigtig. Wat ek net wou noem is, as mens nou praat oor, is dit 'n werklike taal of so 'n brabbeltaal, moet ons onthou dat ons 'n drie-enige God aanbid. En die Vader getuig nooit alleen van homself, en die Seun nooit van homself, en die Heilige Gees nooit van homself nie. So die Heilige Gees sal altyd getuig van die Vader of die Seun. En ek wil net 'n paar tekste lees wat bewystekste hiervan is. Die eerste een is Johannes 5 vers 17, en dit gaan nou oor die Vader en die Seun. En Jesus het geantwoord: "My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook." Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen, tensy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Dan weer vers 23, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. En dan weer 30 en 31, ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil doen nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. As ek van my getuig, is my getuienis nie waar nie. En dieselfde is waar van die Heilige Gees, Johannes 15, vers 26. Maar as die Trooster gekom het,
wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. So daarom moet dit 'n ware taal wees wat mense kan verstaan wat van die Here Jesus Christus getuig en tot bekering roep en nie 'n brabbeltaal wat nou die Heilige Gees homself probeer verheerlik nie, want dis nie hoe hy werk nie. Baie goeie opmerking, dankie Pieter Willem. Nog iemand? Maak dit die laaste ene. Anders gaan ons nog hele aand hier so sit so. Nee, ek wil net vinnig hoor, as 'n mens nou met so iemand te doen kry wat sê jy moet in tale spreek, is Handelinge 2 dan die maklikste manier om daai persoon verkeerd te bewys? Maar ek dink nou mense wil nie met daai mense in 'n lang teologiese gesprek betrokke raak en dan gaan hulle spring van een vers na die volgende vers. En voor jy weet is jy heel verdwaal. So wat is half die maklikste manier en die wat die mense so ou op sy plek kan sit en sê maar jy is eintlik op 'n dwaalspoor. Ja, ek dink Handelinge 2 is regtig 'n baie goeie vertrekpunt. Want jy gaan die eerste vraag wat jy natuurlik vir so iemand gaan vra is Pieter, jy kan maar 'n vraag vra as jy nog nie het, ek sal jou kans gee. Die eerste vraag wat jy vir so iemand sal vra is goed, so hoe klink hierdie taal? So sonder om ek weet jy moet nou so 'n bietjie jy moet jou eie strategie daarom ook agter mekaar hê, want wat wil jy hê moet hy antwoord? Hy gaan waarskynlik antwoord en sê nee, dit is een of ander hemelse taal. Sê goed, wat is jou bewyse daarvoor? Nee, want toe die Heilige Gees uitgestort is, het almal in tale gepraat. Reg, kom ons kyk wat sê die teks. En dan vat 'n mens hom daarna toe en sê, maar goed, kyk hier. Dit is bekende tale gewees wat gepraat is. Dit is nie tale wat onbekend was of een of ander vorm van 'n hemelse taal wat hier gepraat is nie. Dan gaan hy waarskynlik spring na 1 Korintiërs 13 vers 1 toe. En dan kan jy antwoord en sê, maar 1 Korintiërs 13 vers 1 nie, sê nie daar bestaan iets soos engeletale nie. Dit sê net, as dit moontlik sou wees, as daar so iets was, maar ek het nie die liefde nie, dan sou dit sinneloos wees. So Paulus se vertrekpunt is nie, daar is sulke tale nie, hy stel dit hipoteties, as dit moontlik was. So ja, Handelinge 2 is 'n goeie vertrekpunt. Nee, dan wil ek ook nog maar net noem, dat as 'n mens daaraan dink, oor die saak, dat jy nou sê dat dit gewoonlik of kan wees oor 'n hoogmoedskwessie, dat ek beter is, dat ek hoër is as ander, dan kan mens bietjie dink as vermaaning wat die Here Jesus sê toe die mense vir hom gevra het, wie is die grootste in die koninkryk van God? Toe bring hy 'n klein kindjie nader en hy sê as ons nie so word nie, of glo so 'n kindjie nie, dan sal ons nooit die koninkryk van die hemel ingaan nie. En dan sê hy verder, en elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. En elkeen wat een van sulke kindjies in my naam ontvang my, maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Weer die wêreld weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar weer die mens deur wie die struikelblokke kom. En dan sê hy verder, as mense 'n hand jou laat struikel, moet jy hom afkop of jou oog uitdruk. So al wat ek wil sê is, dit is ek dink is 'n duidelike vermaaning uit die skrif, dat 'n mens baie versigtig moet wees, hoe mens ook met tale omgaan, want dit kan iemand laat struikel, en dan sê God weer iemand, wat 'n klein Kyk, hoogmoed is definitief ook, as 'n mens reg deur die skrif kyk, is hoogmoed een van daardie sondes wat deurentyd eintlik aangespreek word. En dit was hoogmoed wat in 'n sekere sin Adam en Eva laat sondig het. Waarskynlik, en as 'n mens verder gaan en jy kyk en jy ontleed sondes, hoe baie keer speel hoogmoed 'n rol. En hier in die Nuwe Testamentiese kerk ook sien ons dit maar net weer keer op keer. En Paulus wat ook sê in 1 Korintiërs 14, hy sê as dit nou regtig daaroor gegaan het dat ons nou teenoor mekaar moet spog, wie praat die meeste tale? Ek praat baie meer tale as julle almal. Sê maar dit gaan nie daaroor nie. Die vraag is wat is die doel daarvan? En as jy byvoorbeeld Efesiërs 4 ook gaan lees,
waar daar geskryf word oor die hemelvaart van die Here Jesus en dat hy na sy hemelvaart ook gawes aan sy kerk gegee het. Dan sê hy, wat is die doel van die gawes? Die doel van die gawes is om die gemeente op te bou in die geloof. Het gaan nie oor af te breek en te sê, jy is swakker as wat ek is nie. Ek is 'n beter gelowige as wat jy is nie. Ek moet jou kan opbou in die geloof. So as die Here die gawe gee van tale, dan is dit, hoekom? Nie sodat as daar iemand is wat nie die evangelie kan verstaan nie, sodat dit in sy taal gebring kan word. Nee, dit is tog opbouend nie waar nie. As ons nou net, kan jy nou dink, hier sit ons nou vanaand en hier staan iemand op en begin in 'n taal praat. Wat gaan dit vir ons beteken? En dis Paulus se hele argument in 1 Korintiërs 14. So nederigheid bly die groot ding en dis hoekom hy oorgaan na die liefde toe. Die liefde staan tussen hierdie twee hoofstukke oor die gawes. En hy sê sonder die liefde beteken nie een van hierdie gawes iets nie. En liefde, hoor mooi, liefde gaan eerstens teenoor God en tweedens teenoor my naaste. As ek my naaste liefhet, dan gaan ek nie die gawe, of kom ek stel dit eers so, as ek God liefhet, dan gaan ek nie die gawe gebruik as 'n pluimpie op my skouer asof dit iets is wat van my iets meer maak as wat ek is nie. Want 'n gawe is 'n charismata, dis 'n genadegawe. Charismata het die woord charis in wat ons met genade vertaal. Dis 'n genadegawe. Genade beteken is iets wat jy kry, eintlik die teenoorgestelde wat jy kry van wat jy eintlik verdien. En dit verg nederigheid om dit te erken. Liefde vir God, liefde eerbied vir God, maar ook liefde vir my naaste. Want as ek my naaste liefhet, dan gaan ek die gawes gebruik om hom op te bou in die geloof en nie om my nederwaardigheid teenoor hom in die geloof uit te druk en hom te laat voel asof hy 'n tweede klas Christen is nie. Goed, kom ons sluit hier af. Ons kan nog 'n bietjie gesels rondom ons. Een dingetjie nou, so ek gaan geleentheid gee. Vir so is nou al bietjie oor die tyd, so kom ek gee net geleentheid vir so 2 gebede. As iemand vrymoedigheid het, asseblief, jy is welkom om voor te gaan. Amen. Kom ons antwoord deur gesang 319. Ons sing al die verse daarvan saam. Ons gee net vir Dominee Pieter kans dat hy voorkom met die viool. Dankie Pieter dat jy bietjie saam speel vanaand, dis lekker. Sang 319, praat ek mense engele tale, so dis 'n beruiming van 1 Korintiërs 13. Ons sing dit en dan kan u net so staan vir die seënbede aan die einde. Amen.
bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van U, o Heilige Gees, met ons elkeen sal wees en bly. Amen. Broers en susters, net voordat ons ietsie gaan eet, wil ek net vir u noem, ons doen nou baie lank al voorbereiding vir Tannie Ria.